Oké julle, ons gaan aan met die tweede boek van Samuel. Dawid ontvang berig van die dood van Saul vanaf hoofstuk 1. En na die dood van Saul, toe Dawid terug was van die verslaan van die Amalekiete, en Dawid het 2 dae in Siklag gebly, kom daar 'n derde dag 'n man uit die leer van Saul af met die geskeurde klere en die grond op sy hoof. En toe hy by Dawid kom, val hy op die grond en buig hom neer. En Dawid sê vir hom, waar kom jy vandaan? En hy antwoord hom, ek het ontvlug uit die leer van Israel. Verder sê Dawid vir hom, wat het gebeur? Vertel my tog wat het gebeur. Toe antwoord hy, die manskappe het uit die geveg gevlug, en baie van die manskappe het ook geval en gesterwe. Ja, ook Saul en sy seun Jonathan is dood. En Dawid vra die jongman, wat hom die boodskap gebring het. Hoe weet jy dat Saul en sy seun Jonathan dood is? Daarop sê die jongman, wat hom die boodskap gebring het. Ek was bygeval op die gebergte van Gilboa, en kyk, Saul het op sy spies geleun, terwyl die strydwaans en die perderuiters hom agterna gesit het. En hy het agter hom omgekyk en my gesien, en my geroep, en ek het gesê, hier is ek. Toe vra hy my, wie is jy? En ek antwoord hom, ek is 'n Amalekiet. Daarop sê hy vir my, kom staan tog by my en maak my van kant, omdat ek 'n duiseling my bevang het, want my lewe is nog heeltemal in my. En ek het by hom gaan staan en hom van kant gemaak, want ek het geweet dat hy na sy val nie sou leef nie. En ek het die kroon wat op sy hoof en die armband wat om sy arm was, geneem en dit hier na my heer gebring. Toe gryp Dawid sy klere en skeur dit, net soos al die manne wat by hom was. En hulle het gerouklaag en geween en gevas tot die aand toe, oor Saul en oor sy seun Jonathan, en oor die volk van die Hemelse Vader, en oor die huis van Israel, omdat hulle deur die swaard geval het. Verder sê Dawid aan die jong man, wat hom die boodskap gebring het, waar kom jy vandaan? En hy antwoord, ek is die seun van 'n vreemde man, 'n Amalekiet. En Dawid sê vir hom, hoe? Jy was nie bevrees om jou hand uit te steek, om die gesalfde van die Hemelse Vader om te bring nie. Daarop roep Dawid een van die jong manne en sê, kom nader, val hom aan. En die het hom neergeslaan dat hy gesterf het. En Dawid het vir hom gesê, jou bloed is op jou hoof, want jou mond getuig teen jou, omdat jy sê, ek het die gesalfde van die Hemelse Vader gedood. Die klaaglied van Dawid oor Saul en Jonathan, vanaf vers 17. Toe het Dawid hierdie klaaglied aangehef oor Saul en oor sy seun Jonathan, en hy het beveel om die kinders van Juda die booglied te leer. Kyk, dit is geskrywe in die boek van die opregte. Mense, daar is nou weer 'n verwysing na die boek van die opregte, die boek of Jasser. Die sieraad, o Israel, op jou hoogtes lê dit verslaan. Hoe het die helde geval? Vertel dit nie in Gat. Verkondig dit nie op die strate van Askelon nie, sodat die dogters van die Filistyne hulle nie verheug, die dogters van die onbesnedes nie jubel nie. Berge van Gilboa, mag op julle geen dou en geen reën en geen velde van offergawes wees nie, want daar is die skuld van die helde weggegooi, die skuld van Saul, sonder dat dit met olie gesalf is, sonder die bloed van die gesneuweldes, sonder die vet van die helde, het die boog van Jonathan nie agteruit gewyk nie, en die swaard van Saul nie leeg teruggekeer nie. Saul en Jonathan, die bemindes en lieflikes, is in hulle lewe en in hulle dood nie geskei nie. Vinniger as arende was hulle, sterker as leeu's. Dogters van Israel, ween oor Saul, wat julle weelderig beklee het met skarlaken, wat goue versiersels aangebring het op julle gewaad. Hoe het die helde geval? Diep in die geveg. Jonathan lê verslaan op jou hoogtes. Ek is benoud om jou ontwil,
my broer Jonathan, jy was vir my baie lieflik. Jou liefde was vir my wonderliker as die liefde van vroue. Hoe het die helde geval en die oorlogswapens verlore gegaan? Tot sover. Hoofstuk 2. Dawid word koning oor Juda en Iboset koning oor Israel. Isboset. En daarna het Dawid die hemelse Vader geraadpleeg en gesê, sal ek optrek in een van die stede van Juda? En die hemelse Vader het hom geantwoord, trek op. Toe sê Dawid, waarheen moet ek optrek? En hy antwoord, na Hebron. En Dawid het daarheen opgetrek en ook sy 2 vroue, Ahinoam uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmaliet. Dawid het ook sy manne wat by hom was, laat optrek, elkeen met sy huisgesin, en hulle het in die stede van Hebron gaan woon. Daarna het die manne van Juda gekom, en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. En hulle aan Dawid meedeel en sê, dit is die manne van Jabes in Gilead, wat Saul begrawe het. Stuur Dawid boodskappers na die manne van Jabes in Gilead, om aan hulle te sê, mag julle geseënd wees deur die hemelse Vader, dat julle hierdie guns bewys het aan julle Heer en aan Saul en hom begrawe het. Mag die hemelse Vader julle dan nou guns en trou bewys, en ek self bewys ook hierdie goedheid aan julle, omdat julle hierdie ding gedoen het. En nou laat julle hande sterk wees, en wees wakker, manne, want julle Heer Saul is dood. Daarby het die huis van Juda my ook as koning oor hulle gesalf, maar Abner, die seun van Ner, die leerowerste van Saul, het Isboset, die seun van Saul, geneem en hom oorgebring na Mahanaim, en hom koning gemaak oor Gilead, en oor die Asoriete, en oor Jesreel, en oor Ephraim, en oor Benjamin, en oor die hele Israel. 40 jaar oud was Isboset, die seun van Saul, toe hy koning geword het oor Israel, en hy het 2 jaar geregeer, net die huis van Juda het Dawid gevolg. En die getal dae wat Dawid koning was in Hebron oor die huis van Juda was 7 jaar en 6 maande. Burgeroorlog en die slag van Gibeon vanaf vers 12. En Abner, die seun van Ner, met die dienaars van Isboset, die seun van Saul, het uitgetrek met Mahanaim na Gibeon. En Joab, die seun van Seruja, en die dienaars van Dawid het ook uitgetrek, en toe hulle by mekaar ontmoet by die dam van Gibeon, het hulle gaan sit aan die weerskante van die dam. En Abner sê vir Joab, laat die jong manne hulle tog regmaak en voor ons speel, en Joab sê, laat hulle regmaak. Toe het hulle opgestaan en 12 is vir Benjamin afgetel, naamlik vir Isboset, die seun van Saul, en 12 van die dienaars van Dawid. Maar die een het die ander aan die hoof gegryp, en die een se swaard was in die sy van die ander, sodat hulle saamgeval het. Daarom noem hulle die plek die veld van die swaardskerptes, wat by Gibeon is. En dieselfde dag het die geveg buitengewoon ewig geword, maar Abner, die manne van Israel, is verslaan voor die dienaars van Dawid. En daar was 3 seuns van Seruja, Joab, Abisai en Ashel. En Ashel was lig op sy voete, soos een van die gemsbokke wat in die veld is. En Ashel het Abner agterna gejaag, sonder om sy koers regs of links agter Abner weg te draai. Toe kyk Abner agter hom en sê, is jy Ashel? En hy antwoord, dit is ek. En Abner sê vir hom, draai uit na jou regter of linker hand en gryp vir jou een van die jong manne en neem sy uitrusting vir jou. Maar Ashel wou nie agter hom wegdraai nie. En Abner sê nog 'n keer vir Ashel, jy moet pad gee agter my, waarom moet ek jou teen die grond slaan? Hoe sou ek dan my aangesig kan ophef voor jou broer Joab? Maar hy het geweier om weg te draai. Toe steek Abner hom met die agterend van
die spies in die onderlyf, sodat die spies agter hom uitkom, en hy het daar neergeval en op die plek gesterwe. En almal het bly staan wat aankom by die plek waar Asahel geval het en gesterwe het. Maar Joab en Abisai het Abner agterna gejaag en die son het ondergegaan toe hulle by die heuwel van Amma kom, wat teenoor Gai gelê, aan die pad waar die woestyn van Gibeon. En die kinders van Benjamin het agter Abner byeengekom en saam een skare geword, en hulle het gaan staan op die top van 'n sekere heuwel. Toe roep Abner na Joab en sê: "Moet die swaard dan vir ewig verteer? Weet jy nie dat op laas bitter sal wees nie? En hoe lank sal jy nie aan die manskappe sê dat hulle moet omdraai agter hulle broers vandaan nie?" En Joab antwoord: "So waar as God leef, waarlik, as jy nie gespreek het nie, sou die manskappe môre eers weggetrek het, elkeen agter sy broer vandaan." Toe blaas Joab op die ramshoring en al die manskappe het stil gestaan en Israel nie langer agterna gejaag nie en nie verder mee geveg nie. Daarop het Abner en sy manne daar die hele nag die vlakte deurgegaan en deur die Jordaan getrek en deur hele Bitron en Mahanaim aangekom. En Joab het omgedraai agter Abner weg en al die manskappe versamel, en van Dawidse dienaars was 19 man Asahel vermis. Maar die dienaars van Dawid het Benjamin, naamlik onder die manne van Abner, geslaan. 360 man het gesterwe. En hulle het Asahel opgetel en hom in die graf van sy vader, wat in Bethlehem was, begrawe. En Joab en sy manne het hele nag deurgetrek, sodat dit vir hulle in Hebron lig geword het. Tot sover. Hoofstuk 3. En daar was 'n lang oorlog tussen die huis van Saul en die huis van Dawid. En Dawid het altyd sterker geword, maar die huis van Saul altyd swakker. Seuns van Dawid wat in Hebron gebore is, vanaf vers 2. En vir Dawid is daar seuns in Hebron gebore, en sy eerstgeborene was Amnon, en by Ahinoam uit Jesreel, en sy tweede was Kiliab, by Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet, en die derde was Absalom, die seun van Maaga, die dogter van Talmai, die koning van Gesur, en die vierde was Adonia, die seun van Hagit, die vyfde was Sefatja, die seun van Abital, en die sesde was Jetreem, by Egla, die vrou van Dawid. Hulle is vir Dawid in Hebron gebore. Onderhandelinge tussen Abner en Dawid. Joab vermoor vir Abner, vanaf vers 6. En onderwyl daar oorlog was tussen die huis van Saul en die huis van Dawid, was Abner besig om homself te versterk in die huis van Saul. Saul het naamlik 'n byvrou gehad, wie se naam Rispa was, die dogter van Aya. En Iboset het Abner gesê: "Waarom het jy by die byvrou van my vader ingegaan?" Toe word Abner baie kwaad oor die woorde van Iboset en sê: "Is ek dan 'n hondskop wat aan Juda behoort? Vandag bewys ek guns aan die huis van Saul, jou vader, aan sy broers en aan sy vriende, en ek het jou nie in die hand van Dawid laat raak nie. En tog verwyd jy my vandag oortreding met 'n vrou. Mag God so aan Abner doen en so daaraan toedoen, sekerlik soos die hemelse Vader Dawid met 'n eed beloof het, net so sal ek aan hom doen, daar die koningskap aan die huis van Saul te ontneem en die troon van Dawid op te rig oor Israel en oor Juda, van Dan tot by Berseba." En hy kon Abner verder geen antwoord gee nie, omdat hy vir hom bang was. Daarop het Abner boodskappers na Dawid in sy plek gestuur om te sê: "Aan wie behoort die land? En sluit u verbond met my, en kyk, my hand sal met u wees om die hele Israel na u toe oor te bring."
En hy het gesê, goed, ek sal met u 'n verbond sluit, maar een ding eis ek van u, naamlik, u mag my aangesig nie sien nie, of u moet eers Michal, die dogter van Saul, saambring as u kom om my aangesig te sien. En Dawid het ook boodskappers gestuur na Isoboset, die seun van Saul, om te sê, gee my vrou Michal, met wie ek my verloof het, vir 100 voorryde van die Filistyne. En Isoboset het gestuur en haar van die man van Paltiel, die seun van Lais, afgeneem, en haar man het saam met haar gegaan, terwyl hy agter haar aanloop en ween tot by Bareum. Toe sê Abner vir hom, gaan terug, en hy het teruggegaan. En Abner het met die oudstes van Israel onderhandel en gesê, gister sowel as eergister, het julle aldeer Dawid as koning oor julle begeer. Voer dit dan nou uit, want die Hemelse Vader het van Dawid gespreek en gesê, deur die hand van my knegt Dawid sal ek my volk Israel uit die hand van die Filistyne en uit die hand van al hulle vyande verlos. En Abner het ook voor die ore van Benjamin gespreek, en Abner het ook gegaan en voor die ore van Dawid in Hebron te spreek, alles wat goed was in die oë van Israel en in die oë van die hele huis van Benjamin. En toe Abner by Dawid in Hebron kom, en 20 man saam met hom, het Dawid vir Abner en die manne wat by hom was, 'n maaltyd aangerig. En Abner sê vir Dawid, ek wil my klaar maak, en die hele Israel by my heer, die koning, gaan versamel, dat hulle met u 'n verbond sluit. Dan kan u heers oor alles wat u siel begeer. Daarop het Dawid Abner laat gaan, en hy het in vrede gegaan. Intussen kom die dienaars van Dawid en Joab juis van 'n groot rooftog af, en hulle begin groot byt met hulle saam. Maar Abner was nie meer by Dawid in Hebron nie, want die het hom laat gaan, en hy het in vrede vertrek. Toe Joab en die hele kommando wat saam met hom was, tuiskom, deel hulle aan Joab mee en sê, Abner, die seun van Ner, het na die koning gekom en die het hom laat gaan, en hy het in vrede vertrek. Daarop het Joab by die koning en sê, wat het u gedoen? Kyk, Abner het by u gekom, waarom het u hom tog laat loop, dat hy so waar weggegaan het? U ken Abner, die seun van Ner, dat hy gekom het om u te mislei, en om u uitgang en u ingang te weet, ja, om alles te weet wat u doen. En Joab het van Dawid af weggegaan, en boodskappers agter Abner aangestuur, wat hom teruggebring het van die put van Hasera af, sonder dat Dawid dit geweet het. En toe Abner dan in Hebron terugkom, het Joab hom eenkant toe gelei in die middel van die poort om vertroulik met hom te praat, en hom daar in die onderlyf gesteek sodat hy gesterf het, oor die bloed van sy broer Asael. Toe Dawid dit daarna hoor, sê hy, ek en my koninkryk is voor die Hemelse Vader vir ewig onskuldig aan die bloed wat Abner, die seun van Ner, mag dit losbreek op die hoof van Joab en op sy hele familie, en mag die huis van Joab nie vry wees van een van wat vloeiing het, wat melaats is, of wat op krikke loop, of wat deur die swaard val, of gebrek aan brood het nie. Joab dan en Absai, sy broer, het Abner vermoor, omdat hy hulle broer Asael by Gideon in die geveg gedood het. Verder het Dawid aan Joab en al die mense wat by hom was, gesê, skeer julle klere en gord rouklere aan, en rouklaag voor Abner uit, en die koning van Dawid het agter die baar aangegaan. Toe hulle by Abner in Hebron begrawe, het die koning sy stem verhef en geween by die graf van Abner. Die hele volk het ook geween. En die koning het 'n klaaglied oor Abner aangehef en gesê, moes Abner sterwe soos 'n dwaas sterwe? Jou hande was nie gebind en jou voete nie aangeraak met koperkettinge nie,
soos 'n mens voor kwaaddoeners val, het jy geval, en die hele volk het nog meer oor hom geween. Daarop kom die hele volk om Dawid te beweeg dat hy brood moet eet terwyl dit nog dag was, maar Dawid het gesweer en gesê, mag God so aan my doen en so daaraan toedoen as ek voor sonsondergang brood of enigiets proe. En die hele volk het opgemerk en dit was goed in hulle oë. Soos alles wat die koning gedoen het, was dit goed in die oë van die hele volk. En die hele volk en die hele Israel het dieselfde dag gemerk dat dit nie van die koning gekom het om Abner, die seun van Ner, dood te maak nie. Verder het die koning aan sy dienaars gesê, weet julle nie dat vandag 'n vors en 'n groot man in Israel geval het nie, maar ek is vandag swak, alhoewel ek as koning gesalf is, terwyl hierdie manne, die seuns van Seruja, harder is as ek. Mag die hemelse Vader die kwaaddoener vergelde na sy boosheid. Tot sover. Isoboset word vermoor en Dawid wreek sy dood. Toe die seun van Saul hoor dat Abner in Hebron gesterf het sy hande slap geword en die hele Israel was verskrik. En die seun van Saul het 2 manne owerstes van bendes gehad, met die naam van die een was Baenia en die naam van die ander was Regab, seuns van Rimon, die Beroriet uit die kinders van Benjamin, wat Berot is ook by Benjamin gereken. En die Beroriete het na Gitatim gevlug en was daar 'n vreemdeling tot vandag toe. Jonathan, die seun van Saul, het 'n seun gehad, lam aan albei voete. Hy was 5 jaar oud toe die tyding aangaande Saul en Jonathan uit Jesrael gekom het. En sy oppasser het hom opgetel en gevlug, maar terwyl sy in haar haastigheid vlug, het hy geval en lam geword. En sy naam is Mephibosheth, die seun van Rimon, die Beeritiet. Regab en Baenia het gegaan by die huis van Iboset gekom in die warmste van die dag, toe hy in sy middagslaap gelê. En hulle het daar ingekom tot binne in die huis, om die koring te gaan haal en hom in die onderlyf gesteek. En Regab en sy broer Baenia het ontvlug. Hulle het naamlik die huis ingegaan terwyl hy op sy bed in sy slaapkamer lê en hom doodgeslaan en sy hoof afgekap. En hulle het sy hoof saamgeneem en die hele nag deur geloop met die pad van die vlakte. En die hoof van Isoboset na Dawid in Hebron gebring en aan die koning gesê, hier is die hoof van Isoboset, die seun van Saul, u vyand wat u lewe gesoek het. Maar die hemelse Vader het aan my, Heer, die koning, vandag wraak gegee op Saul en sy nageslag. Maar Dawid het Regab en sy broer Baenia en die seuns van Rimon, het die Beroriet, geantwoord en aan hulle gesê, so waar as wat die hemelse Vader leef, wat my siel uit alle benoudheid verlos het, hom wat aan my berig gebring en gesê het, kyk, Saul is dood, terwyl hy in sy eie oë was soos een wat 'n goeie boodskap bring, het ek gegryp en hom in Siklag gedood, aan wie ek eintlik boodskappersloon moes gegee het. Hoeveel te meer sal ek dan nou nie, as 'n goddelose mens, 'n regverdige man, in sy huis op sy bed vermoor, sy bloed van julle hand eis, en julle van die aarde verdelg nie. Toe het Dawid die jong manne bevel gegee, en die het hulle gedood, en hulle hande en hulle voete afgekap, en hulle opgehang by die dam in Hebron. Maar die hoof van Isoboset het hulle geneem, en dit begrawe in die graf van Abner in Hebron. Tot sover. Dawid word deur al die stamme as koning erken, hy neem Jerusalem in en verslaan die Filistyne, vanaf hoofstuk 5. Toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron, en hulle spreek en sê,
Hier is ons, u been en u vlees is ons. Gister sowel as eergister, toe Saul koning oor ons was, het u Israel uit en ingelei, en die Hemelse Vader het aan u gesê, jy moet my volk Israel oppas, en jy moet 'n vors wees oor Israel. So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en die koning koning Dawid het met hulle verbond in Hebron gesluit, voor die aangesig van die Hemelse Vader, en hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 30 jaar was Dawid oud toe hy koning geword het, en 40 jaar het hy geregeer. In Hebron het hy oor Juda 7 jaar en 6 maande geregeer. In Jerusalem het hy 33 jaar oor die hele Israel en Juda geregeer. Toe die koning met sy manne na Jerusalem wegtrek teen die Jebusiete, die bewoners van die land, het hulle met Dawid gespreek en gesê, jy sal hier nie inkom nie, maar die blindes en die lammes sal jou verdrywe. Dit wil sê, Dawid sal hier nie inkom nie. Maar Dawid het die bergvesting van Sion ingeneem. Dit is die stad van Dawid. En Dawid het daardie dag gesê, elkeen wat 'n Jebusiet verslaan, laat hom in die waterkanaal neerwerp, en die lammes sowel as die blindes, van wie Dawid se siel 'n afkeer het. En daarom sê hulle, 'n blinde en 'n lamme mag nie in die huis kom nie. En Dawid het in die bergvesting gaan woon, en dit in die stad van Dawid genoem. En Dawid het rondom van Milo af na die binnekant gebou. En Dawid het gedurig deur groter geword, en die Hemelse Vader, die God van die leerskare, was met hom. Toe stuur Hiram, die koning van Tyrus, boodskappers na Dawid, met die sederhout en skrynwerkers en klipkappers, en hulle het Dawid 'n huis gebou. So het Dawid dan gewaar word, dat die Hemelse Vader hom as koning oor Israel bevestig, en sy koningskap verhef het terwille van sy volk Israel. En Dawid het uit Jerusalem meer byvroue en vroue geneem, nadat hy uit Hebron gekom het. En vir Dawid is meer seuns en dogters gebore. En dit is die name van die wat vir hom in Jerusalem gebore is: Samoa en Shobab en Nathan en Salomo. En Jibhar en Yeshua en Nefi en Jafia en Elisama en Eliada en Eliphelet. Toe die Filistyne hoor dat Dawid as koning oor Israel gesalf was, het al die Filistyne opgetrek om Dawid te soek, maar Dawid het dit gehoor en afgetrek na die bergvesting, en die Filistyne het gekom en hulle versprei in die dal van Rafaim. Toe het Dawid die Hemelse Vader geraadpleeg en gesê, sal ek optrek teen die Filistyne, sal u hulle in my hand gee? En die Hemelse Vader het aan Dawid gesê, trek op, want ek sal die Filistyne verseker in jou hand gee. Daarop het Dawid na Baal-Perazim gegaan, en Dawid het hulle daar verslaan en gesê, die Hemelse Vader het voor my heen deur die vyande gebreek, soos die water deurbreek, daarom het hy die plek Baal-Perazim genoem. En hulle het hulle afgode daar agtergelaat, en Dawid en sy manne het dit saamgeneem, maar die Filistyne het nog weer opgetrek en hulle in die dal van Rafaim versprei. Toe raadpleeg Dawid die Hemelse Vader en hy sê, jy moet nie optrek nie, trek agter hulle om en val hulle aan die vlak voor die balsambosse. En as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Hemelse Vader voor jou uitgetrek om die leer van die Filistyne te verslaan. En Dawid het gedoen net soos wat die Hemelse Vader hom beveel het. En hy het die Filistyne verslaan van Gibeon af tot naby Geser, tot sover.